Goeiemôre almal. Ja, julle gaan nou nie vir my glo nie, ek moet nou hierdie video 'n tweede keer oormaak. Nee, kyk, Satan is lustig. Ek weet nou nie of hierdie boodskap so spesiaal is wat ek vanoggend wil bring, dat hy nie wil hê dit moet nie geluister word of gehoor word nie. Maar ek het voorwaar 11 minute lange video gemaak en iets het gebeur en ek moet hom nou van voor af oormaak, so ek gaan dit doen. My eerste video het die son net opgekom. Dit was so mooi. Nou is hy al bietjie uit soos julle kan sien. Mense, ek wil gou vanoggend 'n stukkie lees, net een versie uit Jeremia 29 vers 11. Hier staan: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Jahwe. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Mense, ek gaan dit weer lees. Dit is net een versie en hier staan verskriklik baie in hierdie vers opgesluit. Hier staan Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Jahwe. En dan sê hy, daai gedagtes is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek moet nou so versigtig wees, want ek het iets verkeerd nou net gedruk en toe ek my hele video gedelete. Nou mense, ek het gisteraand het ek 'n movie saam met my dogtertjie van 10 jaar gekyk. Is nou so baie sleg. Wat my ontsettend ontstel het, my baie ontstel die movie. Movie se naam is Soul Surfer. Vir die van julle wat dit nog nie gekyk het nie. Ek gaan nie die hele movie vertel nie, maar dit gaan oor 'n jong tienerdogter of 'n, ja, ek skat sy's maar 'n tiener gewees wat gesurf het en daar het fout gekom. Hy tierhaai het uit die water uit gekom en haar arm hier by haar skouer, haar hele arm afgebyt, en hoe hierdie kind wat in 'n redelike konservatiewe Christelike huis groot geword het, gesukkel het om te verstaan wat God se doel was met hierdie gebeurtenis. Hoekom het hy dit laat gebeur? Ek bedoel, ons kan baie keer dinge in die lewe oorkom soos om jou werk te verloor of om te skei en sulke goed, en 'n mens se lewe kan miskien weer in 'n rigting ingaan en jy kan weer 'n doel vind en iemand vind en al daai goeters. Maar om 'n arm te verloor is permanent. Dit is, ek meen, of 'n been of jou sig, jou oë te verloor. Nou die versie wat ek nou vanoggend vir julle gelees het uit Jeremia 29 vers 11. Net daai een versie het ek gelees. Sê God, hier spreek Abba Vader en hy sê, hy koester gedagtes van vrede en nie onheil vir ons nie. Voorspoed, nie teëspoed nie. Dis die gedagtes wat die hemelse Vader, die almagtige God van hemel en aarde, vertel wat hy van ons koester. Hy wil net die beste vir ons hê. Hy wil nie hê ons moet swaar kry nie, maar dieselfde God wat hierdie woorde spreek van hy koester gedagtes van voorspoed en vrede en oorvloed vir ons. Hy sê ook, soek allereers die koninkryk van die hemele. Soek die koninkryk van God. Soek dit allereers en dan sal al die ander dinge vir julle bygevoeg word. As ek die vers lees, die versie uit Jeremia, dan laat dit my wonder, hoe dankbaar is ons regtig vir dit wat ons het? Hoe dankbaar is ons regtig vir ons gesondheid? Of is dit iets wat ons net vanselfsprekend aanvaar? Ek het vir baie lank in my lewe met God beklei. Hoekom het ek dit teen? Hoekom het ek dat teen? Hoekom het ek die nie en hoekom het ek daai nie? Terwyl almal rondom my floreer. Hoekom moet ek swaar kry? Hoekom kan ek ook 'n bietjie voorspoed beleef nie? Maar dit gaan alles oor greed en oor materialistiese goed. Nie oor
dinge wat ewigheidswaarde het nie. Nee hoor, goed, wat vir my vrou en my kinders iets kan beteken nie. Ekskuus tog. En dit bring my by die volgende ding wat ek wil sê oor ons vrouens en ons kinders. Ons mans en ons kinders. Toe ek hierdie fliek gisteraan saam met my kind gekyk het, hierdie Soul Surfer, mense, ek gaan eerlik met julle wees, ek het trane in my oë gekry, ek het regtig bewoog geraak, ek het hartseer geraak, ek het besef, hoe ons sit op ons selfone, die een TikTok video na die ander TikTok video kyk, gemors, hoe ons verskonings maak, om wat ook al te doen, behalwe om tyd te spandeer, saam met ons gesin, saam met ons vrouens, saam met ons kinders. En ek praat nie hier van in 'n kamer agter toe deure nie. Ek praat van kwaliteit tyd. Gaan sit met jou vrou, gesels met jou vrou, hoor hoe was haar dag, hoor wat haar pla, vra vir haar of sy geestelik alright is, kom sy reg, wil sy hê jy moet vir haar bid, dalk saam met haar vas oor iets en vir iets. Gaan sit by jou kinders. Weet, ek dink baie keer is so 'n vermorsing van tyd, om vir 'n 10-jarige dogtertjie te vra, hoe was jou dag? Want alwaaroor hulle kan praat is, nee, hulle het nou hierdie speletjie gespeel, en nou daai speletjie gespeel, en wat het juffrou in die klas verduidelik? Ek wil mos nou nie, sulke goed interesseer my nie. Maar wat nie vir my belangrik is nie, is vir daai kind belangrik. Wat ek as onbenullig sien sy as die beste bietjie tyd wat ek saam met my pa 10-1 spandeer het. En veral die Eva geslag, net soos ons mans behoeftes het aan sekere dinge, om ook 'n bietjie waardig te voel, so die vrouens en die kinders ook behoefte, om te sien jy stel belang in hulle lewens. Ek self baie forteer, en baie seer gemaak, met my, hoe moet ek nou sê, die feit dat ek nie belangstel in wat in my vrou se lewe aangaan, of in my kinders se lewens aangaan nie. Alles gaan net oor my. Is ek alright? Is ek fyn? Doen jouself die guns, as jy nog die Soul Surfer gekyk het, jy gaan kyk het 'n bietjie. Gaan kyk 'n bietjie hoe daai gebeurtenis hierdie gesin, hierdie ma en pa aangeraak het. Ek het gisterand amper in trane uitgebars toe hierdie meisiekind wat sy arm afgebyt is, by 'n geestelike beraader of so jongerige vrou kom. Sy was daar vir 'n, kom ons sê nou maar vir 'n bidtuur of 'n geestelike byeenkoms, waar hierdie vrou hierdie Jeremia 29 onder andere gelees het. En 'n paar weke, 2 weke later, is hierdie kind klaar ontslaan uit die hospitaal sonder 'n arm. En hoe sy in trane uitbars voor hy vrou en vir haar sê, ek kan nie verstaan wat God se rede is en God se doel is, hoekom ek op 16, 17 jaar my arm moes verloor het. Wat is God se doel daardeur? En daai ander vrou se antwoord aan haar was, ek moet glo dat dit wat met jou gebeur het, dat God iets goeds daaruit gaan voortbring. Daar gaan iets geboorte skenk uit hierdie gebeurtenis van jou arm wat afgebyt is. Ek moet dit glo. Nou so sê ek vir jou vanoggend, ek en jy moet glo dat jy wat jou werk verloor het, jy wat bankrot gespeel het, jy wat 'n kind aan die dood afgestaan het, jy wat gehoor het jy het kanker, jy het net 'n jaar oor om te lewe, jy wat gehoor het jou vrou is terminaal siek aan een of ander siekte, kanker of wat ook al, so jy gaan haar verloor. Jy wat besig is om blind dalk te word. Ag, noem dit op. Ons almal het hierdie grootste nagmerrie gebeurtenis in ons koppe wat ons nooit wil hê met ons moet gebeur nie. Dink aan daai nagmerrie gebeurtenis. As jy aan die ander kant lewendig uitkom, jy moet glo dat God iets positiefs daaruit gaan voortbring. Ek hoor baie keer mense sê, hulle kan nie glo daar's 'n lewende God nie. Ek self het dit baie gesê. Want hoe op aarde kan God my seentjie van 3 jaar wegneem? Of my dogtertjie op 6 jaar laat verkrag? Hoe kan God toelaat dat sy verkrag is op 6 jaar? Of enige ding wat net vir ons, ek wil amper sê, onaanvaarbaar is.
Ek kan net vir jou een ding vandag sê. Ek was seker een van die mees ongevoeligste, onempatievolle mense wat God seker geskaap het. Totdat. En jy maak 'n grap van ander mense se hartseer en pyn. Ek was 'n groot voorstander van dit. My mond altyd vol gehad oor ander mense se goed. Totdat hierdie dinge, hierdie onuitspreeklike, hartseerlike dinge met myself begin gebeur het. En dan is die pyn so erg, so groot en so seer. En jy weet in 'n splitsekonde, hierdie ding het oor my gekom, want ek het nooit empatie bewys, gevoel bewys as hierdie dinge om my gebeur het met baie keer met vriende, met mense wat ek ken. Hy sê in Jeremia 29:11, ek weet wat se gedagtes ek in gaande julle koester. Gedagtes van vrede, nie onheil nie. Gedagtes van voorspoed en oorvloed, dis nie presiese woord nie, maar dis wat daar staan. Hy wens vir ons net die beste toe. Hy wil net vir ons die beste hê. Dis God die Vader waarvan ek praat. Dis nie Piet, Koos en Jan hier in die Kalahari nie. Dis die God wat vir Piet, Koos en Jan en Gertruida en almal gemaak het. Wat die hele aarde in sy hand hou vas, wat die aardbol so tussen sy vinger, sy wysvinger en sy duim hou vas. Wat alles hier kan verwoes met 'n gedagte, wat die aarde, die hele aarde en alles geskape het in 7 dae. Daai God, hy sê hy koester gedagtes van voorspoed en vrede vir ons. Hy wil net die beste vir ons hê. Ek wil vandag vir jou as man, vrouens ook, maar die manne, omdat ek 'n man is, praat ek baie met die manne, maar die vrouens, ek praat met hulle ook. Gaan vat jou vrou se hand en hoor 'n bietjie hoe was haar dag. Maak 'n bietjie moeite. Mense, ek is self skuldig daaraan. Ek is nie 'n engeltjie nie. Los die selfoon, want al wat ons die heeltyd doen is op die selfone. Dis die een TikTok video na die ander TikTok video. Dis Facebook. Dis al hierdie gemors. Ek het so 'n paar maande terug 'n ding oor selfone gemaak. Mense, besef julle hoe die selfone ons tyd steel? En môreoggend hierdie tyd is ek dalk nie meer daar nie. Jy wat na hierdie video kyk is dalk nie meer daar nie. Jy's weg. Hoeveel tyd het jy gemaak vir God? Het jy ooit dankie gesê vir alles wat hy vir jou gedoen het? Het jy vir jou vrou gebid? Het jy vir haar gevra, liefie, kan ek vir jou bid? Waarmee sukkel jy? Ek sien jy is die laaste tyd stil. Jy vrou vir jou man wat deur 'n finansiële verknorsing gaan. Wat dalk sy werk verloor het. Ons almal sit met dinge wat vir ons moeilik is. Ons almal sit met goed wat ons pla. Ons almal sit met worstelinge wat ons vir niemand van vertel nie, want ag, niemand sal my tog in elk geval kan help nie. Wat wil jy tog aan my saak doen? Ek sal maar self daardeur soeg en worstel. Nee, mense. Ek het vir lank genoeg in my lewe geworstel. Ek het nou net 47 jaar oud geword. Ek is as 'n baba aangeneem. Ek was 17 dae oud toe my ouers my aangeneem het. My biologiese ouers, waarvoor ek baie lief is, het my nie groot gemaak nie, maar ek verstaan vandag hoekom alles gebeur het. Ek het gesuip, in my oorgegee aan welles en gerook en geen respek gehad vir mense nie, en oor alles gehardloop. My oorlede ma het altyd vir my gesê, stop om te hardloop, jy gaan jouself eendag teen 'n muur dood hardloop. Sy was baie, baie naby aan reg. Ek dink ek het teen daai muur vasgehardloop, gelukkig was ek net nie dood nie. Gelukkig het ek hard genoeg daarteen vasgehardloop om wakker te skrik. En ek kan die Hemelse Vader net dank daarvoor, dat hy my oë oopgemaak het en my wakker gemaak het. My boodskap van bemoediging vanoggend is, Abba Vader koester gedagtes oor jou, van vrede en voorspoed. Hy wil oorvloed vir jou hê, hy wil net die beste vir jou hê.
Onthou dit. Dit mag dalk klink na 'n mediocre versie, maar dis nie ek wat dit sê nie. Ek het dit maar net vir jou gelees. Ek het dit vir jou uit die Bybel uitgelees. Gaan en maak vandag 'n bietjie tyd vir jou mense.